Ons is in Openbaring 11 vers 6 en 7. Ek lees dit gou vir ons. Dit sê, hulle het mag om die hemel te sluit. Dit praat nou van die twee getuies natuurlik. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie. En hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander. En om die aarde te tref met allerlei pla, so dikwels as hulle wil. En in vers 7 sê, en wanneer hulle hul getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer, en hulle oorwin, en hulle doodmaak. En dis natuurlik waar die moeilikheid inkom. Maar oké, eerstens vers 6, ek lees dit net weer. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie, en hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander, en om die aarde te tref met allerlei pla, so dikwels as hulle wil. Nou hierdie teks ondersteun verder die feit, soos ons dan nou voorheen gesê het, dat die getuies nie gebonde is tot 'n spesifieke tydstip in geskiedenis nie, maar dat dit verwys na die hele periode. Ek kyk net denkbeeldig na daai mense. Dat dit verwys na die hele periode van die Mosaïese verbond, en ons sal sien hoekom ek so sê. Maar dis mos nou wat ons laas ook vir geargumenteer het, dat die getuies die hele ou verbondperiode was. Maar eerstens sê dit hulle het mag om die hemel te sluit. Nou die mag om die hemel te sluit, sodat daar geen reën sou val nie, was 'n algemene oordeel, wat oor die Jode sou kom, wanneer hulle ook al afvallig geraak het van die verbond. Dit is nie iets wat eien is aan 'n spesifieke tydstip in geskiedenis nie. Dit is 'n algemene oordeel, wat oor die Jode sou kom, wanneer ook al hulle afvallig geraak het van die verbond. Die Here sê in Deuteronomium 11 vers 16 tot 17, neem julle in ag, dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode dien en voor hulle neerbuig, en die toorn van die Here teen julle ontvlam, en hy die hemel toesluit, sodat daar geen reën is, en die aarde sy opbrengs nie gee nie, en julle gou uit die goeie land omkom wat die Here julle gee. So die toesluit van die hemel is 'n algemene voorwaarde van die verbond, terwyl hulle dan nou in Kanaan was. Salomo bid die volgende, indien Israel wel afvallig sou raak, en hy sê in 1 Konings 8 vers 35 tot 36, as die hemel toegesluit bly, dat daar geen reën is nie, omdat hulle teen u gesondig het, maar hulle na hierdie plek toe bid en u naam bely, en van hulle sonde hul bekeer, omdat u hulle verootmoedig, wil u dan hoor in die hemel en die sonde van u knegte en van die volk Israel vergewe. So weer eens, die hemel sal toegesluit wees as hulle wel afvallig geraak het. Nou die mag om die hemel toe te sluit was nie uniek tot 'n spesifieke datum in geskiedenis nie, maar was die algemene mag wat verleen was aan die profete, wat gedurende die periode van die Ou Testament teen die Jode geprofeteer het. En ons lees onder andere in 1 Konings 17 vers 1, daar staan, en Elia, die Tisbiet uit Tisbe in Gilead, het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. En dit word bevestig ook in Lukas 4 vers 25 waar staan, maar ek sê vir julle met waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elia, toe die hemel toegesluit was 3 jaar en 6 maande lank, toe daar 'n groot hongersnood gekom het in die hele land. Nou wat baie teoloë faal om te sien, is dat Elia nie die uitsondering was met betrekking tot hierdie tipe oordeel van die reën wat weerhou word. Elia was nie die uitsondering nie, maar teoloë dink hy was, terwyl hy nie was nie. Soos ons nou gesien het, kom baie plekke in die Ou Testament voor. So baie teoloë sê dat een van die twee getuies dan letterlik Elia is, omdat hy mos nou gebid het dat die reën gesluit moet word. En dat Elia weer gaan terugkom as die getuie waarvan die gepraat word in Openbaring ergens in die toekoms dan nou. Maar die realiteit is, Elia is bloot net een van baie profete wat gebid het oor die reën, wat sou toegesluit word. Dit is 'n algemene verbondsvoorwaarde gewees. So ja, Elia het gebid vir die reën om op te hou, maar dit was nie 'n unieke geval gewees nie. En hy het maar net gebid ooreenkomstig met die voorwaardes van die verbond. Haggai het dieselfde gedoen in Haggai 1 vers 9 tot 11. Amos het ook gepraat van droogte in Amos 4 vers 7. En Jeremia het ook geprofeteer en gesê, die hemele sal toegesluit wees
weens die Jode se afvalligheid. En dit lees ons in Jeremia 3 vers 3, ook Jeremia 14 vers 1 tot 6. So Elia was nie die uitsondering nie. Ons sien vir Nehemia, Haggai, ons sien vir Amos, ons sien vir Jeremia, presies dieselfde tipe goeie sê as wat Elia gesê het. Elia was nie die uitsondering of uniek in hierdie geval nie, want die verbond self het teen die Jode getuig vir die hele periode van die ou verbond, as gevolg van Israel se afvalligheid. Daar was talle droogtes dan in die periode van die ou verbond as gevolg van Israel se afvalligheid, want droogte was deel van die verbondsvoorwaardes. Dis hoekom dit oral voorkom in die Ou Testament, want dit was deel van die verbondsvoorwaardes. En so lees ons dan ook die bekende hoofstuk 28 van Deuteronomium, waar die voorwaardes van die verbond vasgevang word, in vers 23 tot 24 waar staan, en jou hemel wat bo jou hoof is, sal koper, en die aarde wat onder jou is, yster wees. Dis nou as hulle afvallig raak. Die Here sal die reën van jou land poeier en stof maak. Van die hemel sal dit op jou afkom, totdat jy verdelg is. So weer eens algemene verbondsvoorwaardes, soos ons al die ander voorwaardes kry in Deuteronomium 28. En dit bevestig bloot net, dat die getuies die hele periode van die Ou Testament is, want daar is nie 'n unieke geval, of 'n spesifieke tydstip in geskiedenis waar die hemel toegesluit was nie. Dit was die algemene scenario gewees onder die ou verbondvoorwaardes wanneer ook al Israel afvallig geraak het. Maar dan verder sê daai skrif ook, maar dit mag oor die waters. Die getuies se mag oor die waters om dit in bloed te verander word nie genoem om een van die twee getuies as Moses te identifiseer. En natuurlik het Moses die water van die Nyl in bloed verander, maar dit word nie gesê om een van die getuies aan Moses te koppel nie, of om Moses as een van die getuies te identifiseer nie, alhoewel hy ook een van die getuies was, wat teen Israel getuig het, ooreenkomstig die verbond, maar dit is om die pla van die verbond te beklemtoon, dis hoekom dit genoem word. Dit word nie genoem om Moses uit te sonder nie, dit word genoem om die pla van die verbond op te bring, want as dit vir Moses wou uitsonder, dan sou dit Moses genoem het, maar dit noem nie Moses nie. As die reën of die wolke wat toegesluit was, daar was om Elia uit te sonder, dan sou Elia se naam genoem gewees het, maar dit word nie genoem nie. Wat wel genoem word, is die pla wat ooreenkomstig is met die verbondsvoorwaardes, die droogte en die water. En hierdie pla van die bloed trek natuurlik die konnotasie met die pla wat oor Egipte was. En soos ons dan lees, weer eens Deuteronomium 28 vers 58 tot 60 waar staan, as jy nie sorgvuldig al die woorde van hierdie wet hou wat in hierdie boek geskryf is, om hierdie heerlike en gedigte naam die Here jou God te vrees nie, dan sal die Here oor jou en oor jou nageslag buitengewone pla bring, groot en aanhoudende pla en kwaadaardig en aanhoudende siektes, en hy sal weer op jou bring al die kwale van Egipte, waarvoor jy bang was, sodat hulle jou aanklewe. So ja, ons sien die pla van Egipte in Openbaring, maar dis presies wat ons sien, die pla van Egipte, ons sien nie Moses nie, en ons sien nie Elia nie, ons sien die pla van die verbond. En vir hoe lank het daai pla gehou? Vir hoe lank het daai voorwaardes gehou? Vir die hele periode van die ou verbond. So as dit vir Moses en Elia sou uitgesonder het, as hierdie twee getuies waarvan ons lees in Openbaring, dan sou hulle by die naam genoem het. Maar dit doen nie, eerder dit fokus op die pla wat ooreenkomstig is met die verbondsvoorwaardes van Deuteronomium 28. So die hemele was toegesluit, of wat toegesluit word, so dit nie sou reën nie, sluit dis bloot net aan by die waters wat vervloek sou word, aangesien droogte 'n algemene vervloeking was onder die ou verbond. En daarom lees ons ook in Hosea 2 vers 1 tot 2, waar Israel afvallig geraak het, die Here sê, toos met julle moeder, toos want sy is nie my vrou nie, en ek is nie haar man nie, en laat sy haar hoerery van haar aangesig verwyder, en haar oorspel van haar borste afweg, anders sal ek haar naak uittrek en haar neersit, soos op die dag van haar geboorte, en haar maak soos 'n woestyn. Dis nou praat van Israel wat afvallig geraak het. Ek sal haar maak soos 'n woestyn, ja, haar stel soos 'n dor land, en haar van dors laat sterwe. En ek meen, dit is meer na die einde se kant van die verbondsperiode toe. So die droogte en vloeke van Egipte was 'n algemene getuienis teen die Jode vir die periode van die Ou Testament, en word nie gegee om spesifieke individue met die twee getuies van Openbaring te identifiseer nie, of te verbind nie.
maar eerder om die algemene getuienis vir daardie hele periode van tyd te beklemtoon. En dan sê vers 7 vir ons, en wanneer hulle hul getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer, en hulle oorwin, en hulle doodmaak. Nou hierdie is 'n vrek moeilike deel. Nou soos ons voorheen bewys het, die getuienis teen Israel, is die wet van die verbond self, want dit strek vir die hele periode van die ou verbond. En soos wat ook vasgevang was deur die 2 tablette van die wet, binne die verbondsark, binne die tempel. Dis waar die wet gelê het, was binne die verbondsark, binne die tempel. En daarvan het ons ook gelees, onder andere, ons het ons laas daarna gekyk, ek haal net weer die 1 vers aan Deuteronomium 31 vers 26 waar staan, neem hierdie wetboek en sit dit neer aan die kant van die verbondsark van die Here julle God, dat dit daar as 'n getuie teen jou kan wees. Soos ons gesien van die begin van die ou verbond af toe die 2 tablette gegee was om dit in die verbondsark te sit, het dit gedien as 'n getuie teen hulle. Elke getuie, wees dit nou Moses of die profete of die klip wat Josua opgerig het, sy getuienis het sy basis gevind in die wet en in die voorwaardes van die verbond. En Jesus self verwys na die wet van Moses as 'n getuienis teen die Jode. Dit is uniek net tot die Ou Testament. Jesus self gebruik die wet as 'n getuienis teen die Jode. En ons lees in Johannes 5 vers 45, hy sê, moenie dink dat ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar is een wat julle sal beskuldig, Moses, op wie julle gehoop het. En hy praat van die ou verbond. Dis die wet van Moses wat hulle sal beskuldig by die Vader. En die Here sê, Jesus sê, moenie dink dat ek julle beskuldig nie. Ek is nie die getuie teen julle nie. Dis die wet van Moses. Dis Moses self wat teen julle gaan getuig. Hy wat die wet vir julle gegee het. So die wet van die verbond word wel gepersonifiseer in ons gedeelte. Ek wil ons sien dit word menslike eienskappe gegee, in die sin dat dit menslike eienskappe dan nou het, en hulle tree op soos mense, hulle gaan doodgemaak word soos mense ensovoorts. En hulle word in menslike terme beskryf as 2 getuies. Maar dit was nog altyd die verbond self wat teen Israel getuig het, en selfs Jesus bevestig dit in die Nuwe Testament. Die verbondsark word self ook die ark van die getuienis genoem. Soos ons in Eksodus 25 vers 21 tot 22 lees waar staan. En sit die versoendeksel bo op die ark, maar in die ark moet jy die getuienis neerlê wat ek aan jou sal gee. Dis nou die 2 tablette van die 10 gebooie, wat ook 'n getuienis genoem word. En daar sal ek met jou saamkom en van die versoendeksel af tussen die 2 gerubs uit wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. So die 2 gerubs uit wat op die ark van die getuienis is. Die verbondsark word die ark van die getuienis genoem. Maar as gevolg van die personifikasie daarvan, kan daar ook gesê word dat dit doodgemaak was. Nou ons sien wel die ware vorm van die getuienis, of die getuies dan nou, want soos hulle opvaar, en ons het laas ook daarna gekyk, soos hulle opvaar na die hemel, soos wat ons gelees het in vers 12, of nog gaan lees in vers 12, sien ons weer in vers 19 hulle werklike vorm, waar staan in vers 19, en die tempel van God het in die hemel opgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien. So ons sien hulle word doodgemaak, die 2 getuienis, hulle gaan op in die hemel, maar wat sien ons dan in die hemel? Dis die verbondsark wat in die hemel opgaan, en dis die tempel wat in die hemel gesien word. Wat maar net bevestig dat dit is wel die getuies wat opgevaar het. So die doodmaak van die getuies is dus niks anders as die verwoesting van die tempel saam met die verbondsark wat daar binne was nie. Ja, dit word gepersonifiseer, want dit is die tipe beeldspraak wat jy in die profetiese boeke gaan kry. Maar dit bly die verbondsark, en dit bly die tempel waar binne die verbondsark was, wat die ark van die getuienis is. So die doodmaak van die getuies is dus niks anders as die verwoesting van die tempel, saam met die verbondsark wat nog altyd teen hulle getuig het nie. Dis die verwoesting daarvan. En wanneer hulle getuienis volëindig het, dis dan in die volgende gedeelte, so aangesien die getuienis niks anders is as die ark van die getuienis, die getuies is niks anders as die ark van die getuienis nie, of althans die verbondsark binne die tempel nie, was hulle getuienis ook volëindig,
toe dit op die punt gestaan om verwoes te raak. Dis die, wanneer hulle hul getuienis voleindig het. Hulle getuienis was voleindig toe die ou verbond geëindig het. Dis ooglopend, want ek meen dit was verwoes, dit is nie meer daar nie. Maar nie net dit, ons het ook eers meer nodig, want ons het die nuwe verbond. Ons is nou in Christus, ons het nie meer die wet nodig, ons het nie meer tempel nodig om by te aanbid nie. Ons het nou die nuwe verbond. So, hulle getuienis was voleindig, nie net omdat Christus gekom het om die verbond te bevestig nie, die nuwe verbond in te huldig nie, maar omdat dit ook letterlik verwoes was, die getuienis wat saam met die ou verbond gegaan het. En dis wanneer hulle getuienis dan ook voleindig was in geskiedenis. Nou ons sien in ons teks, en dis nou seker die meer moeilike gedeelte, die diergedeelte. Ons sien in ons teks dat die verwoesting daarvan deur die hande van die dier gebeur het, wat uit die afgrond kom. Nou hierdie is die eerste keer in Openbaring wat ons van die dier lees. In Engels staan dit meer bekend as the beast of Revelation. En baie teoloë maak die argument dat die dier in hierdie konteks 'n verwysing is na Satan toe, en die futurist sê weer nee, dis nie Satan nie, dit is die antichrist. Maar dit is die twee algemene rigtings wat teoloë oor die algemeen gaan. So baie meeste teoloë sê dit is Satan, futuriste sê weer nee, dis die antichrist wat ergens in die toekoms gaan kom, wat 'n vredeverbond vir 3,5 jaar gaan stig, en dan vir 3,5 jaar gaan net die Jode uitwis, en dan die einde daarvan, dan gaan die 1000 jaar vrederyk weer ingehuldig word, allemaal goeders. Maar ja, die futurist sonder enige skriftelike ondersteuning maak die aanname dat dit 'n verwysing is na die antichrist. Maar daar kan altans geen korrelasie getrek word tussen hierdie dier en die beskrywing van die antichrist, soos ons die beskrywing van antichrist te kry in 1 en 2 Johannes nie. Daar's geen korrelasie tussen hierdie dier en hoe hy hier beskryf word, en dit wat ons wel van die antichrist lees in 1 en 2 Johannes nie. Daar's geen korrelasie nie. B.B. Warfield, 'n bekende teoloog van Princeton, het actually 'n redelike gedeelte daaroor geskryf en gesê, maar daar's geen korrelasie tussen die antichrist van 1 en 2 Johannes en dit wat ons in Openbaring lees. Daar's geen rede vir teoloë om eers daai korrelasie te trek, want waarop baseer hulle dit? Daar's geen skriftelike bewys om dit op te baseer nie. Dit is net 'n aanname wat gemaak word, wat uit die lug uit gegryp word. Nou eerstens, aangesien die getuies 'n personifikasie is die dier ook heel waarskynlik 'n personifikasie van iets anders. Of althans 'n dierifikasie, as jy dan nou wil, as dit nou nie 'n personifikasie is nie. Of ten minste een of ander vorm van beeldspraak, ooreenkomstig met die oorhoofse tema van Openbaring en ooreenkomstig met dit wat ons nou in hierdie hoofstuk gelees het. Dit is verskriklik baie beeldspraak en personifikasie waarvan daar gebruik gemaak word. So dit verwys heel waarskynlik meer as net na die duiwel of dan die antichrist as jy wil. Bloot net as ons in ag neem dat die getuies is gepersonifiseer, dalk is die dier ook nie noodwendig presies dit wat dit sê dit is, dalk is dit nie 'n dier nie, of die antichrist nie, 'n enkele individu nie. Tweedens, 'n enkele dier voer nie oorlog, soos hier genoem word nie. Net om weer daai vers aan te haal. En wanneer hulle al getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom teen hulle oorlog voer. So nou het jy een entiteit wat oorlog voer teen twee entiteite. Ek meen as daar twee boewe na my toe aangehol kom, ons is nie besig met oorlog nie. Hulle is besig om my dalk te vermoor, ons beklei dalk, maar daar's nie oorlog nie. Jy verstaan wat ek sê, jy het 'n redelike groep mense nodig as jy 'n oorlog wil doen. So tweedens, 'n enkele dier voer nie oorlog soos hier genoem word nie. So indien dit die duiwel is, moet dit ook uitgewys word dat hy alleen genoem word sonder enige van sy gevalle engele wat saam met hom kom. Wat dus nie 'n oorlog kan voorstel nie, maar eerder 'n moord of 'n geveg, aangesien die term oorlog noodwendig groot getalle vereis wanneer jy daardie woord wil gebruik. Nou die term oorlog is die Griekse woord polemos en kom 18 keer voor in die Nuwe Testament. Elke keer wat polemos, hierdie Griekse woord voorkom in die Nuwe Testament,
Sonder uitsondering is daar ten minste een party wat uit 'n groep mense uit bestaan. Waar ook al die woord gebruik, is daar altyd een party ten minste van hierdie oorlog wat uit 'n groot klomp mense soos 'n army of wat ook al uit bestaan. Ons sien die woord in Matteus 24 vers 6, Lukas 14 vers 31, 1 Korintiërs 14 vers 8 ensovoorts. Dit kom op verskeie plekke voor. Lees gaan Lukas 14 vers 31 byvoorbeeld. Ek wil net vir jou uitwys wat ek bedoel. Lukas 14 vers 31. Of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom. Ja, so die woord polemos word ook daar ergens in daai vers gebruik wat teen hom opkom. Dink ek is om oorlog te voer, polemos in die Grieks. Maar weer eens, jy het 'n groot groep mense. Dit praat van 10.000 soldate of hy kyk of hy die weermag het om dit te doen. So oral waar daai woord polemos voorkom, is daar altyd ten minste een van die twee partye wat beklei 'n groot groep soldate of 'n groot groep mense in die konteks waarbinne daai woord gebruik word. Altyd. Sonder uitsondering. So die kans dat hierdie een vers in Openbaring die uitsondering is, waar een persoon teen twee ander persone nou kom oorlog voer, dit maak nie sin nie, dis onwaarskynlik. Want soos ek gesê het, dit kom, wat het ek gesê, 16 of 18 keer voor. 18 keer voor in die Nuwe Testament, en elke keer is daar, waar ook al dit voorkom in die konteks, is daar ten minste 'n groot weermag as deel van daardie konteks waar daai woord gebruik word. So weer eens, dit maak dit ooglopend dat hier van beeldspraak gebruik gemaak word. En dat dit nie net een entiteit is wat in twee entiteite oorlog maak nie. So dit is onwaarskynlik dat daar in ons teks alleenlik van die duiwel of antichrist gepraat word, bloot net as gevolg van die bewoording waarvan daar gebruik gemaak word rondom hierdie voorval. Die bewoording is, daar word oorlog gevoer, maar jy kan nie oorlog voer waar net een persoon teen twee mense beklei nie. En derdens, 'n waarskynlikheid, en waarskynlik een van die belangrikste punte, wanneer dit kom by die feit dat ons skrif moet gebruik om skrif te interpreteer, is dat die dier op ander plekke in Openbaring voorkom, maar dit is nie die Satan nie. Ons lees in ander plekke in Openbaring van die dier, maar waar ons daar van die dier lees, is dit nie die Satan nie. Ons sien in die volgende hoofstuk, dat Satan voorgestel word as 'n draak, en nie 'n dier nie. Ons lees in Openbaring 12 vers 9, daar staan, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duiwel en Satan. So daar is dit ooglopend dat die draak is duiwel en Satan. Dit sê dit in soveel woorde. Wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. En ons sal dieselfde ook sien in hoofstuk 20 weer. So daar was 12 vers 9, dan weer in 20 vers 2, 8 hoofstukke later lees ons weer waar staan, en hy het die draak gegryp, die ou slang, wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. So weer eens Openbaring maak gebruik van herhaling, dit wat ons in hoofstuk 12 sien ons weer in hoofstuk 20, en die draak bly 'n konstante, as 'n verwysing na die Satan, van hoofstuk 12 af, of hoofstuk 12 tot hoofstuk 20 toe, bly die draak 'n konstante, dit is die duiwel waarna daar verwys word. Maar dan lees ons in hoofstuk 13, dat die dier en die draak nie dieselfde entiteit of dieselfde persoon is nie, maar dat daar onderskeid getref word tussen die twee, waar Openbaring 13 vers 2 sê, en die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. So jy sien die dier en die draak word saam in dieselfde konteks gebruik, maar dit is nie dieselfde entiteit nie. Nou as die dier Satan is, maar die draak is ook Satan, hoe maak dit dan sin dat Satan vir homself mag gegee het? Dit maak nie sin nie. Die draak het vir die dier mag gegee, want dit is twee verskillende entiteite.
Ja, ek glo verder dat hierdie vers in Openbaring 13 vers 2, waar dit sê dat die draak het aan die dier mag gegee, hou verwantskap met ons spesifieke vers. Want jy het basies dieselfde begrip wat vasgevang word. Behalwe dat Openbaring 13 maak dit net 'n bietjie meer duidelik. Nou, ons teks sê dat die dier uit die afgrond opgekom het. En die betekenis is dat dis waarskynlik dieselfde as Openbaring 13 vers 2, naamlik dat die dier voortgekom het onder die invloed van demoniese magte. Dit het gekom met die mag van die draak. So dit is waarskynlik dieselfde ding wat gesê word hier in hoofstuk 13. Hier sê dit bloot die dier kom uit die afgrond uit, maar afgrond word algemeen vergelyk met die demoniese magte, die demoniese wêreld, waar ook al Satan is, jy weet. Hy kom uit die afgrond uit. In hoofstuk 13 word dit weer meer duidelik gestel in die sin van die draak het aan die dier die mag gegee. Hier in ons teks sê dit net die dier het uit die afgrond uit opgekom. Maar ek dink die twee sê essensieel dieselfde ding. Dat die dier kom voort met demoniese magte, word deur demoniese magte gedryf. En hoofstuk 13 gee die Satan self dit, hier kom hy voort uit die afgrond, wat natuurlik die algemene konnotasie dra, hy kom voort deur demoniese magte. So ek dink hoofstuk 13 vers 2 sê bloot net hierdie vers van ons in 'n bietjie meer duidelike terme, maar ek dink dit sê basies dieselfde ding. Maar ongeag, ons sien ten minste een ding, is dat die dier en die draak is nie dieselfde ding nie. Die dier is nie Satan nie, en is ook nie anti-Christ nie. Nou, die vraag bly dan daarso, wie is die dier? En ek gaan die saak maak, dat die dier dan niks anders of niemand anders kan wees as die Romeinse ryk nie. En jy sal sien hoekom ek so sê. Nou die dier word op partyplekke as 'n individu voorgestel, ons sien dit in hoofstuk 13 vers 4, 13 vers 8, 14 vers 9 en so voorts, en op ander plekke word die dier weer uitgebeeld as 'n gesamentlike ryk, of 'n koninkryk, soos in Openbaring 17 vers 8 tot 10 en so voorts. So op party plekke lyk die dier asof dit 'n individu is, ander plekke word die term dier weer gebruik vir 'n koninkryk of 'n entiteit, magsentiteit as jy dan wil. Maar die fokus bly altyd Rome. En ek sal vir jou sê hoekom ek nog so sê, maar ongeag of dit na die Romeinse ryk verwys en of dit na die Romeinse keiser of 'n Romeinse leeroowerste verwys. Ons sal konteks spesifiek dit apart hanteer, maar oor die algemeen is dit ten minste Rome wat voorgestel word. Nou in ons teks verwys dit waarskynlik na die Romeinse ryk. Eerstens, want vanaf 'n eenvoudige historiese oogpunt was dit die Romeinse ryk wat die getuienis van die tempel en die verbondsark verwoes het. Die bewoording van oorlog maak dan ook meer sin, aangesien hulle wel Jerusalem beleer het en teen Jerusalem oorlog gemaak het, want hulle was 'n army gewees. Hulle kon oorlog voer teen hulle, want hulle was 'n oorlogsmag gewees, tot op die punt waar hulle die getuienis heeltemal verwoes het, want dit was hulle wat die tempel en die verbondsark verwoes het, en dit is ook volgens ons hoofstuk die verbondsark wat opgegaan het in die hemel, en die tempel wat nou in die hemel is. Waarna, nadat hulle doodgemaak is, die getuienis. Maar die verbondsark is die getuienis. Tweedens, daar is net uit die historiese oogpunt uit, maar tweedens en meer belangrik, aangesien ons skrif eerder as geskiedenis moet gebruik om ons punt te staaf. Daai was nou geskiedenis, maar hier is belangriker want ons moet skrif gebruik om dit te staaf. Openbaring is nie uniek in die sin dat dit van die dier praat nie. Dit is nie die enigste plek waar die dier voorkom in die Bybel nie. Ons lees in Daniël 7 vers 1 tot 3 daar staan: In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê: Ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring en 4 groot diere
het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. So daar het jy 4 diere wat voortkom uit die see uit en hulle is verskillend van mekaar. En die uitleg van hierdie 4 diere lees ons dan in vers 16 tot vers 18 van Daniël hoofstuk 7 waar staan: Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het en van hom sekerheid gevra oor dit alles. En hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. Hierdie groot diere wat 4 is, 4 konings sal uit die aarde opstaan. En die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in aller ewigheid. So jy het 4 diere wat 4 konings is wat uit die aarde gaan opstaan en daarna gaan die heiliges die aarde beerwe, die koninkryk van die hemele gaan ingehuldig word. So hierdie visioen wat Daniël het in hoofstuk 7 is niks anders as Nebukadneser se droom van die standbeeld soos ons dit lees in Daniël hoofstuk 2 nie. In Nebukadneser se droom verteenwoordig, hy het mos die standbeeld gesien, verteenwoordig die kop van goud die Babyloniërs, die bors van silwer die Mede-Perse, die lendene van koper die Grieke en die bene van silwer en klei verteenwoordig die Romeinse ryk. So die standbeeld was mos uit 4 elemente gemaak en elke koninkryk volg op die volgende koninkryk en soos ons dan sien in daardie droom van Nebukadneser, die groot rots kom en dit val die hele standbeeld mos nou plat en dit is mos nou Christus. Want soos die droom aan verklaar word, na daai 4 koninkryke, dan gaan daar 'n ewige koninkryk ingehuldig word wat die klip is wat dan nou als verbrysel en dit gaan 'n ewige koninkryk wees, sê Daniël van Nebukadneser. So beide Nebukadneser se droom en Daniël se droom bevestig dat in die tyd van die 4de koninkryk Christus sal kom om 'n ewige koninkryk te vestig. Wat ons ook sal oplet in beide Nebukadneser en Daniël se drome, is dat konings en koninkryke wisselvallig gebruik word. Een oomblik praat dit van konings, ander kere praat dit weer van koninkryk. So dit praat van konings, partykeer van koninkryk, maar dit praat van dieselfde ding. So vir Nebukadneser word daar byvoorbeeld gesê dat hy wat die koning is die kop van goud. Maar dan gaan vers 39 aan om weer van koninkryke te praat. So is die kop nou Babylon of is dit Nebukadneser? Nee, die twee word net die hele tyd wisselvallig gebruik. Want in die een vers sê Daniël van Nebukadneser, jy is die kop van goud. Letterlik die volgende vers sê dit, dis 4 koninkryke. Dieselfde is die geval met Daniël se droom. Soos ons sopas gelees het, sê Daniël 7 vers 17 vir ons, hierdie groot diere wat 4 is 4 konings en 4 konings sal uit die aarde opstaan. Nou is dit 4 konings of is dit nou 4 koninkryke? Maar dan lees ons in Daniël 7 vers 23 daar staan, so het hy gesê, die 4de dier, die 4de koninkryk sal op die aarde wees. So daar is dit nou weer 'n koninkryk. Jy verstaan? Maar die twee word wisselvallig gebruik. Maar dit sê, so het hy gesê, die 4de dier, die 4de koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke, en die hele aarde sal verslind, en dit sal vertrap, en dit sal verbrysel. Nou, ons kan dus nie verbaas wees, dat Openbaring, waar dit ook al van die dier dan praat, partymal praat van 'n koninkryk, en partymal praat van konings nie. Want jy sien presies dieselfde in Nebukadneser se droom, jy sien dieselfde in Daniël se droom, dat dit partykeer van konings praat en partykeer van koninkryke, maar dit praat eintlik van dieselfde ding. En dan kan ons nie verbaas wees dat wanneer ons by Openbaring kom, die dier ook 'n koning of dalk van koninkryke kan praat nie. Dit kan na albei verwys, want Daniël hoofstuk 2 en Daniël hoofstuk 7 doen presies dieselfde, met dieselfde dier, dieselfde koninkryk. En derdens, ons sal 'n verdere ooreenkoms sien en bewys sien dat die dier 'n verwysing is na die Romeinse ryk.
aangesien beide Daniël en Openbaring by tye na spesifieke konings binne die 4de koninkryk verwys, of althans die Romeinse Ryk dan verwys. En hy verwys daarna in terme van horings. Ons lees in Daniël 7 vers 7, daar staan, daarna het ek in die naggesigte gesien, kyk daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad, dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap, en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. So die 4de dier wat die 4de koninkryk is, soos hy gesê het, is 'n koninkryk, het ook 10 horings gehad. En soos Daniël 7 vers 24 vir ons uitwys, is daar die 10 horings 'n verwysing na 10 konings binne daardie koninkryk dan waar staan, en die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die vorige, en 3 konings neerwerp. En dit stem natuurlik baie ooreen met die dier se 10 horings, wat elkeen krone dra in Openbaring, waar ons weer lees in Openbaring 13 vers 1, waar staan, en ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone. So dit verwys waarskynlik na dieselfde konings, as die 10 horings wat ook na konings verwys in Daniël. En op sy koppe 'n naam van godslastering. So jy het 4 koninkryke in Daniël hoofstuk 7. Nebukadneser se droom praat ook van 4 koninkryke. Die 4de koninkryk sal die laaste koninkryk wees, voor die ewige koninkryk ingehuldig word. Dit sien ons in Daniël hoofstuk 2, daar word dit bevestig met die groot rots. Daniël hoofstuk 7 sê presies dieselfde ding, dan sal die heiliges die ewige koninkryk beerwe, by die 4de koninkryk. En hierso het jy nou weer die dier in Openbaring. En die dier stem ooreen met die dier van Daniël, want albei het 10 horings. So die gevolgtrekking kan dus gemaak word, deur net om skrif toe te laat om skrif te interpreteer, dat die getuies die ou verbond self is, vasgevang in die ark van die getuienis binne die tempel, en dat die wat dit verwoes het, of althans doodgemaak het, niemand anders as die Romeine kan wees, wat die stad ook beleer het nie, ooreenstemmend met Matteus 24 nie. Ons het skrif gebruik om te bewys dat die ark van die verbond die ark van getuienis is. Dit was die getuies teen die Jode gewees. En dit het geduur vir die hele periode van die ou verbond. Maar wie het dit doodgemaak? Die Romeine. En dit word bevestig, want dit is daardie dier wat teen die getuienis kom oorlog maak het. En daardie dier word vir ons gesê in Daniël is die 4de koninkryk. Die eerste koninkryk was die Babyloniërs, toe die Mede-Perse oorgeneem. Ek dink dit was 366 wat die Grieke aan bewind geraak het van die hele wêreld, deur Alexander die Grote. En toe hier by 60 voor Christus het die Romeine aan bewind geraak. Hulle was die 4de koninkryk. Dis ten minste een ding waaroor meeste teoloë ooreenstem, dat die 4de koninkryk is die Romeinse Ryk. Want dit is histories ook bewys dat dit die 4 koninkryke of ryke wat bestaan het van die tyd van die Babyloniërs af tot Jesus gekom het om sy ewige koninkryk in te handig. En raai wat? Die 4de koning volgens Daniël is ook 'n dier. En in Openbaring is dit 'n dier. Daar's net te veel goed wat ooreenstem vir dit om nie die Romeinse Ryk dan te wees nie. Want die dier, as dit nêrens in die Bybel voorgekom het nie, dan moes ons spekuleer. Maar die dier kom wel voor op 'n ander plek in die Bybel. En Daniël is redelik duidelik oor die feit dat dit is die 4de koninkryk van die Babyloniese Ryk af. Met ander woorde, dit moet die Romeinse Ryk wees. Dis van 'n skriftelike oogpunt af. En geskiedenis ondersteun dit. Die Romeine het die verbondsark verwoes. Dit het die getuienis wat as 'n getuienis gedien het teen die Jode verwoes. Nebukadneser se droom in Daniël hoofstuk 2 en Daniël se visioen in Daniël 7 praat van dieselfde gebeurtenis, behalwe
Nebukadneser se droom fokus op Christus se heerskappy na die 4de koninkryk, terwyl Daniël se visioen weer fokus op die oorloë wat gaan plaasvind gedurende die 4de koninkryk. Maar beide verwys na die Romeinse ryk en word ook paslik 'n dier genoem ooreenkomstig met wat ons in Openbaring vind. Geskiedenis bevestig dus bloot vir ons wat die skrif vir ons in elk geval leer. En dit is wie ek glo die getuienis is en wie ek glo die dier is, en ek glo dit is die beste Bybelse beskrywing as jy skrif wil gebruik om skrif te interpreteer, om vir ons te wys en te ondersteun wie die dier wel is. En nie net word uit die skrif uit geondersteun, het word ook histories ondersteun. Maak dit sin? Ek weet nie hoe jy dit aan enigiets anders toeskryf nie. Die antichrist is 'n hap uit die wind uit. Jy kan nie die antichrist bewys nie. Die duiwel, ons sien, dit kan ook nie die duiwel wees nie. Want dit is die duiwel wat vir die dier sy mag gee. Met ander woorde, die Romeinse ryk het onder demoniese invloed gekom en hulle het gekom en oorlog gevoer. Presies. Hulle het oorlog gevoer en dis die bewoording wat gebruik gemaak word. En ek dink daai bewoording word juist daar gebruik om vir ons 'n indikasie te gee dat daar wel van beeldspraak gebruik gemaak word. Dit is nie 'n dier wat teen twee getuienis gaan kom nie. Dit altyd verteenwoordig iets anders. En die Bybel ondersteun dat die dier is die 4de koninkryk en die getuies is die verbondsark. Dis wat die Bybel sê. En as ons kyk waar die 4de koninkryk die verbondsark verwoes, oor by 70 na Christus, dan pas alles in volgens die skrif. En dit maak vir my sin. En ek dink dis wat mense kan verdedig uit die woord uit. Dink jy kan regtig die Satan of die antichrist bewys uit die woord uit nie. Maak dit sin? Enige vrae? Ek sit net en dink aan die twee kliptafels van 10 gebooie. Yes. Dit was 2 geweest, ja. Ja. Wat dan 2 getuies, ja. Dat dit daar 2 ooreen is. Ja. Ja, en ek dink is redelik ooglopend as jy sien dat die Bybel die verbondsark letterlik die ark van die getuienis noem. Dis die ark van die getuienis. En dis volgens daai getuienis wat hulle nog altyd geoordeel was vir die Here periode van die ou verbond. Dan kan dit nie iets anders wees nie. Dit pas net te goed in die konteks in. Dit maak baie sin. En soos ek gesê het, dit sonder nie Elia en Moses uit nie. Dit sonder die verbondsvoorwaardes uit. En daai verbondsvoorwaardes is nie uniek tot 'n spesifieke tyd wat dit tot vervulling gekom het of wat daai oordeel gekom het nie. Dit was waar ook al in daai periode van tyd wat hulle afgewyk het, wat dit gekom het. Dit was nie net in Elia wat die reën weerhou was nie. En so voort nie. Ek dink die klem is op die verbondsvoorwaardes, nie die persone deur wie dit gekom het nie. Anders sou hulle name genoem gewees het.